Boys aan die oorkant van die veld. Daar hy was windskeef, maar die skeieregter sê hulle kan aangaan, maar Benna wat vorentoe beer tot op die 10 tree. Grey College wat daar in boener van hulle voete af. Steeds is dit Grey College na die buitekant toe, hierdie keer in die hande van Kaiden van Rensburg. Lamlam Gedesi probeer skoonmaak, beskikbaar vir Drylesdale. Kaptein Tyropoulos. Weer Drylesdale. Hou hom by die voorspelers, hierdie keer is dit, lyk soos Hendriks, nee, dit is toch Sander De Beer, maar die skeieregter sê daar was 'n oortreding. De Beer, hy gaan wel seker maak. Voor in die lyn staan, dan sal so voor hom dryf, en dan sê nommer 5 Preston Bennett, as hy in besit van hom, kan hulle hom afbring meneer Okhuis in posisie, en hy gee die 3, Grey College se maalbeweging die wat werk. Hy word teruggeduik, 'n meter of wat. Agterlyn van Boyzai nou pragtig in posisie deur 'n halwe gaping. Dan kom die spelers by, maar die voordeel die word gespeel vir Boyzai. Big advantage. De Villiers wat wag en dan besluit hy om na die klein kantjie toe te gaan. Davids grond toe gebring. Weer De Villiers. Voorspelers nou kom hulle in die agterlyn in en pragtig af na die kaptein vol toe, vol wat ontslaa raak van hom tot in die hande van Malan, en daar trek die boys aan, maar daar kom 'n hand van Grey in die hande, en daar gaan boys uit vir hulle eerste punte. Dit lyk soos Delport. Attack superb here from Paul Boys. This is what it's all about, getting that ball out wide. This pass here, brilliant, one-handed, gets it round the corner, another one there. Looking for the support play, coming from deep. Eventually it's going to go down to ground. He doesn't panic, collects the ball, sees the try line, and gets his body over. Yep. Meisenheimer, hy kom vorentoe. Oh, hy bring vir hom terug. Pragtig in die 2 punte, die word bygevoeg. Skeieregter sê dit was in orde gewees. Weer Boyzai wat met 'n aanval kom. Goeie hande van die plaasvervanger. De Villiers die verander die rigting. Steeds is dit Boyzai, hierdie keer in die vorm van Dante Davids. Maar Grey College word bevoordeel met daardie strafskop. Goeie ingooi. Tyropoulos weggebreek hierdie keer. Nou is dit Eddie Mabena, dis Eddie Mabena wat oorgaan. Skeieregter sê hy is oor. Eddie Mabena, very elusive. Tail of the line out it goes. Hits it, comes in on that angle, then feigns out, uses the power in his legs and gets his way over. It's a really good score by Eddie Mabena. Twee punte die word bygevoeg deur Kraus van Boyzai wat vorentoe gaan tot op die 10 tree van Grey College. Meisenheimer, hy soek sy buitekante op. Goeie lakwerk hierdie keer Eddie Mabena. Steeds is dit Boyzai, maar hulle speel so 'n bietjie agteruit en dan besluit hulle om net so oor die voete te sit. Kom te lek. Christoph Kraus wat nie behoorlik kan raakvat nie. Maar hy kry tog daardie skop uit en hy kry redelike meters op hom. Hierdie keer diep ingegooi reg oor die hande en is Davids. Grey College probeer hom kry. En dan is dit ook Grey College wat vir hom kry. Holding on. Hierdie keer Neil Durant wat opgaan, Drylesdale. Grey College wat aan die buitekant toe wil speel, aan sit tog Christoph Kraus wat daar wegkom. Christoph Kraus wat wegkom en hy gaan oorgaan in die reg onder die pale. A mammoth game at the moment. Front of the line-out ball, off the top, comes down straight into your fly half's hand, should be dealt with. The players all standing off him, all expecting him to offload to someone else, not expecting him to take the direct line, the Henry Honeyball line. Straight he goes and away he goes to score. 12 punte word 17, 17 die word 19. Is alweer afwisseling in hulle spel hierdie keer, opgegaan Neil Durant. Teruggedruk eenvoudig deur Boyzai. Skeieregter moet sê daai bal is een keer stil gehou. Grey College wat dan vorentoe vorder, stadig maar seker. Max Malan wat hard werk vir Boyzai daar voor en dan spat hulle so 'n bietjie uitmekaar uit. Grey College nog steeds in beheer.
Jonathan Drylesdale die wag vir Oh, hom. they're 5 meters out. Steeds Grey College en dan sit Grey College wat in die hoekie oorval. Is dit Sander de Beer? And winning penalties for his team. Front of the lineup, we've spoken about the variety that we've seen at line out time that Grey Bloom have been able to deliver. Initially, the stemming of the drive is not bad from Pole Boys. However, they get fragmented, they don't stay on it, it gets splintered. The Grey Bloom guys stay on, they stay tight, they start talking to each other, and eventually they break out, and it'll be their flank forward, Zander de Beer, who will get through and score right over there. Baie Hendricks, hy gaan neem sy plek in, hy's reg, enkel die is verbind. Neil Durant vir die soveelste keer vanmiddag vat hy die bal pragtig uit die lug uit tot buitekant die 22. Jonathan Drylesdale die wag vir hom, gaan hy homself skop. Treintjie die word gevorm. Tree terug tot binnekant sy 22, jag vir hom dan in die lug en op. Steven Miller wat onder hom ingaan, pragtig geneem. De Villiers, Meisenheimer. Pragtige hardloop, dan word hy op die voet gesit. Agterna gesit. Oh, maar Grey College kan hom hier raak vat nie. Nou sit weer die agste man. Is dit Liam de Villiers? Dit is de Villiers. Wow! Delivered by the number 8. He gets this ball in the wide channels. Sitting where the centres are, gets the ball in hand, puts the kick through. The number 8 puts the kick through, chases, not collected. He picks it up, uses the left arm fend, shows his strength and determination to get over for the try. Moment van die wedstryd. Meisenheimer wat aanlê, gaan hy hom deur die pale jaag. Hy voeg die 2 punte by. 12 die word 14. Al die stel hy beskikbaar, pragtig. De Villiers, Meisenheimer. Binnekant toe gebreek hierdie keer deur weer Farmer wat vir die tweede keer in hierdie beweging hanteer. Trigard van Tonner uit 'n reuse wedstryd vir Boysay gespeel. Steven Miller, Janiel Davids reg na die buitekant hierdie keer Stander kom so by 'n man of 2 verby, is hy nog steeds beskikbaar, maar die skeieregter die blaas vir die aanslaan. Goeie skram van Grey College. Roux hardloop reguit op die verdedigers aan. Is daar Hanne op daardie bal? Is daar Hanne op daardie bal? Ja, daar's Hanne op daardie bal. Die skeieregter gee die strafskop vir Boysay. Ingeneem deur Boysay. Rolmaal beweging, maar hy het toe grond toe gegaan. Janiel Davids stuur hulle hom weg en dit is dit Boysay wat oorgaan. Janiel Davids met die laaste aangee. They all came around and they knew that he was a threat. Taken at the front of the line out here. They initially go for the drive. It's really well done here by Grey Bloom. They stop it, they stem it, then they bring it out wide. Everyone looks at Janiel Davids. They don't look outside, and Luan Hutting runs onto that ball. What a line from the flanker. Is hierdie die Suzuki game changer moment van die wedstryd. Janiel Davids, fantastic. 2,5 minute wat oorbly is, daar nog 'n geleentheid vir hierdie manne van Boysay. Grey College wat inklim, maar die strafskop die word toegeken aan Grey College van die kant af. Die verkeerde kant af ingekom, maar uitstekende duikslag deur Neil Durant. Grey College wat hulle rolmaal beweging aan die gang kry. Daar's momentum op daardie bal, daar's momentum. Daar's steeds momentum op daardie bal. As Grey College oorval vir hulle 3. Absolutely brilliant here from Grey Bloom. Take it to the front of the lineup. Their drive has been so good, Audrey, throughout this game. They bring it, they drive it, they talk, they suck in defenders from Pole Boys, and eventually it opens. Iemand so Sander de Beer van Grey College. Maar die man, the king of the match, niemand anders nie as die man wat die span die bal daar deur die pale jaag. Christoph Kraus, die nommer 10 van Grey College. Jonathan Drylesdale wat die skram voer vir die soveelste keer vanmiddag, weggebreek deur Neil Durant. Dan nie 'n goeie aangee na Mabena nie. Oosthuizen die wat wil kom regmaak daar in sy eie kwartgebied. Dan word die bal net deur uitgeskop. En dis Grey College wat C4 in hierdie King Prize Derby series. Grey College 21 punte aan die kant van Boysay. Maar wat 'n skouspel van rugby. Pragtige drie wat gesien is.